is ek besig. Annie. Op die oomblik wel, meestal van my aandag gaan aan Hope in Action in. Dis 'n organisasie wat ek begin het. Artikel 18A wat basiese educational medium is wat ouers en volwassenes en alles in so oplei raak in sosiale en gemeenskap issues, so alles wat dwelms, human trafficking, bullying, eetversteuring, sulke tipe goed. So jy gaan net na hopeinaction.co.za toe en dan gaan registreer jy daar en dan kry jy al die inligting. En dan hy klomp ander goed wat hy doen. So meestal van my tyd gaan daarin. Ek het acting op die oomblik is 'n bietjie stil. Daar kom 'n reeks uit Bloedbroers wat baie cool was wat ons geskiet het. Dit begin 13 Oktober. Wat ek saam met Niels en Altus en Gustav gedoen het. Gustav Gardner. Dis ek Anna kom uit. Woensdag is die premier wat ek so klein rolletjie gespeel het en dan Verskietende Ster kom in Maart, ook 'n film. So dis exciting, vir res is ek besig met my vroutjie en met die troutjies en met al die die trekgoeders en dinge en ja, ons probeer maar net die lewe enjoy. So niks heavy. Niks verder ek hier saam met jou aan en ons neem pragtige foto's. En saam met Elma. Elma sit daar so en word mooi gemaak. Wat verskriklik cool is, jy sal nie glo wat gebeur het nie. So, ek het so rukkie terug weet jy wat, ek het donderdag, toe sê ek vir die Here, wil hy met homself net vir my bietjie in die material world net weer bietjie reveal en refresh. Nie omdat ek sy existence question nie, ek het net gesê, ag man Here, just show yourself to me in a farce way. En toe die Vrydagoggend, laas Vrydag, toe gaan ek na 'n business breakfast toe. Dit was my reg baie fascinating, dit was my baie profound ding. Gaan ek na 'n besigheidsontbyt toe en toe aan die einde van die besigheidsontbyt toe doen hulle 'n raffle pool en toe wen hy by 4 kaartjies aan die rugby toe, wat amazing was. En toe gaan check ek ek het nie rugby gaan kyk nie, maar ek het dit gewen. En toe die volgende dag toe gaan gee ek dit vir 'n vriendin. Daai volgende dag toe bel 'n buddy my en sê vir my luister Rykie, een van die mense na die toer Israel toe het gekansel. Jy word genooi as 'n gas, all expenses paid. Wat ons November heen gaan vir 10 dae wat flippin amazing is, want dit is dieselfde tyd wat my vroutjie in Ierland is. So dis 'n wonderwerk. 'n hele trip wat net betaal vir is, wat awesome is. En toe Sondag toe wen ek 'n prys by die kerk ook. So dis 3 in 'n row. So dis tog as fascinating. Maar wat was die vraag nou weer? Was dit die vraag? Genial. Okay. Genial. Ja, dan het ek heeltemal afgedwaal. Ek weet nou nie hoe om die link te maak tussen daai twee nie. Maar die bucket list is die bucket list is ek wou altyd Israel toe gegaan het. Ek wou 4 jaar gelede wou ek gevoel ek het ek het so 'n meeting daar met Liewe. Ek wil so toe gaan en dit het nie gebeur nie. En nou gaan ek. So dis genuine een van die plekke wat my hart net smag om na toe te gaan. En dan wil ek gaan ski saam met my vrou nog eendag. Ek weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Ek wil graag die Road to Santiago gaan loop. Dit is op my bucket list. Ek wil 'n trip doen deur die hele Afrika met my bike eendag. Dit sal baie cool wees. Wat is nog op my bucket list? 'n Kind is seker op die bucket list, maar ek weet nie. My vroukie gaan nou deelneem op World Champs vir kickboxing. En sy het gesê sy nou opgehou met haar goal en al daai tipe goed, dan sal sy nou maar begin kyk vir kinders. So en dan gaan die lewe mos nie meer oor jou nie. Dan gaan die lewe oor die kind. Die lewe gaan klaar net oor ons schnauzertjie en die hondjies en al daai tipe dinge. So I don't know, ek sal graag nog eendag in 'n flippin cool heavy budget movie wil speel, soos overseas. Ek dink I'd love to do it. Ek weet nie of dit ooit sal gebeur nie. I mean, I don't know. Ek dink tog nie regtig daaraan nie. It's like almost thinking of death. Ek dink nie daaraan nie. So, maar dit is dit. Ek wil gaan ski en weet jy wat? Ek wil met die sneeuwwolwe. Wat is daai goed, daai sledges? Ek wil met daai goed deur die sneeu travel. Jy weet waarvan ek praat. Daai dit is wat ek wil gaan doen. Ja. Okay, volgende. Ek weet nie. Ek is verskriklik sentimenteel. So ek dra goedjies na saam met my vanaf ek 'n kind is. Na elke huis toe wat ek trek en ek was ek 'n derde keer in my lewe getrek. So ek het hierdie boksies wat ek saam met my trek en ek laat nie van dit gaan nie. I don't let go of it. Mense sal dit goed seker net weggooi, maar daar's twee goed. Daar's so 'n draadkop wat my sussie vir my gemaak het. Sy bly in Amerika. Sy's very arty, baie kunstig. Sy het so 'n kop vir my gemaak uit draad en koper uit. En ek het altyd
En my daar van die bywees gesê ek wil die kop hê want ek wil 'n daggeplant in die middel groei en dan wil ek die spliff moet so deur die kop groei. Okay, toe kom die berg reg eventually. Toe word hy wakker. En toe weet jy toe gee sy dis my. Toe sy sien nie, ek gaan nou nie meer spliff rondgroei toe presies as ek kan op my gee. En so dis 'n ding wat ek verskriklik oppas. En iets wat my best buddy vir my gegee het voordat hy oorlede is. Jare terug het hy vir my so 'n klein telefoonboekie gegee wat so aan mekaar klip. En ek hou daai twee goed baie na my hart. Verder is daar nie regtig ek dink something the most precious thing is seker my vrou, maar sy is nie 'n possession nie, but sy is die mees precious ding in my lewe. Sy is my beste buddy. Ek byt haar bout elke aand. Dis baie lekker. Jy weet en ja, want ek is getroud. Ek kan dit doen, jy sien. Ja, I suppose that ek is glad nie 'n materialistiese dude regtig nie. I've never had like massive groot weelde nie, so I suppose that's it. Yes, ek dink daar's 'n paar goed wat so almost like I mean, I suppose everybody het seker reëls waar volgens hulle lewe, nê, so 'n code of conduct. Is baie quotes wat ek like. Ek sal nie sê daar's so 'n lewenslees nie, maar ons baie goed. I mean, dit is so 'n cliché om te sê een lewenslees om net te sê wel ek dink wel dat daar's 'n quote van Benjamin Disraeli wat regtig vir my baie fascinating is. It says quite a lot. I say the greatest gift you can give another is not just to share your riches but to reveal to him his own. En ek dink dis nogals great. En dan so 'n quote wat Elton Trueblood gesê het. Hy het gesê ek weet nie presies hoe die quote aan mekaar gaan nie, maar dit sê you have at least found the start of the meaning of life when you plant shade trees knowing full well you will never sit underneath them. Nou ja, dit klink verskriklik diep en it's all about unconditional love and do for people and not expect anything in return, which is a lot easier said than done, want dit is nie so maklik nie. But kind of om daai goed te staan te probeer practice, ek dink is nogals quite fascinating. My lewe gaan later nie meer oor acting en werk en daai tipe goed nie. It's about really trying just to be in God's will, seek his heart, werk met Hope in Action, probeer 'n verskil maak. Ons wil 'n klomp halfway houses in Pretoria opsit. Ons is besig nou met die eerste ene vir trafficked victims en ouens wat op die straat bly en dit is actually 'n groot gemors op die oomblik, but God is going to make it flourish. En die werk en alles is so uit so bysaak geraak. Everything kind of started becoming secondary. Ek is lankal nie meer in daai fase wat jy hierdie rolle moet doen en speel en acting. Dit is alles maar net vir my bysaak. So, but I'm very blessed. Ek is regtig geseën. Ek het baie vrede. Ek dink ek het vrede in my hart. Ek dink dis belangrik. I've got a lot of het onsaglike vrede en kalmte. My lewe is eenvoudig, simplisties, we travel light and that's it, ja. Nou